Stel jou hart in vir Paasfees. Ons het nou Jesus is die koning, maar Jesus is ook die seun van God. In Markus 14 vers 61 tot 62 lees ons, die hoëpriesters, nou Jesus is besig om gekruis ondervraag te word, dit was in hierdie lydensweek tydperk waar ons nou is, en die hoëpriester het hom verder ondervraag gesê, is jy die Christus is die Messias, dis die gesalfde, is jy die gesalfde, die seun van hom, aan wie die lof toekom, het hy hom gevra, en Jesus het geantwoord, ek is. So Jesus weet wie hy is. Nou, ons moet die vraag vra, waar kom Jesus daan dat hy die seun van God is? Hoe weet hy dit? Daar's 4 getuies wat, nou nie almal was ooggetuies nie, maar hulle het daaroor geskryf. Matteus, Markus, Lukas en Johannes getuig almal dieselfde wat Matteus 3 vers 17 sê, daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So, wat ek en jy moet verstaan is, Jesus het daai idee gekry dat hy die seun van God is, by God self. God het homself openbaar uit die hemel uit gesê, dis my seun. Dis nie Jesus net wat vir die mense gesê het, ek is die seun van God nie. God het dit self oor sy seun gesê. So, Jesus is nie net die ewige koning nie, hy is in persoon die seun van God. Nou oké, wat ek nou vir jou sê, as jy in 'n tradisionele huis groot geword het, waar die Here min of meer gedien is, dan sê jy maar dit is so. Maar hoor julle, hierdie is nie algemene waarheid nie. As jy hierdie glo wat ek nou vir jou sê, dan beteken dit, jy's van die minderheid van die mense daar buite. Hoor mooi. In Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was? Jy moet nou by wees, want wat weet ons van die woord? Die woord is God, stem julle saam, daai vers is baie duidelik. Nou hoor wat sê vers 14, en die woord het mens geword, so wie is die woord? Die woord is Jesus, en wat sê hierdie verse? Jesus is God. So met ander woorde, Jesus is die seun van God, wat beteken, Jesus is self God, al die DNS, wat in sy Vader is in hom. Hy is self God. As hy nie self God was nie, kon hy nie vir my en jou in ons plek vir ons sondes gesterf het nie. Hier is 'n belangrike waarheid, wat kern uitmaak tot die evangelie. Dit is hy wat op 'n donkie daardie dag in Jerusalem ingekom het op Palmsondag. Dit is hy wat op hierdie week, in Lydingsweek, op pad was na die kruis toe om te sterf vir my en jou sonde. Dit is hy wat jou wil red. Dit is hy wat my wil red. Dit is hy wat ons gemeenskap wil verander deur my en deur jou. Kan iemand amen sê daarop? Okay, Johannes 14 vers 6. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ouens, Jesus is die enigste manier om gered te word. My goeie werke kan my nie red nie. My teologie, dit wat ek sommer net by myself bymekaar maak, kan my nie red nie. Net die Here Jesus. Amen. Ons moet nie gesaaitrek word nie. Ons moet nie op 'n syspoor bly. Daar's soveel goeders wat ons vir ons kan belangrik maak in ons geloof, wat klein sake is. Ons moet seker maak ons bly op die hoofpunt. Hy, Jesus, bring die verlosser. Niemand anders nie. Daar is nie 'n ander naam gegee onder die son wie die Vader wil hê waarby ons gered moet word nie. Okay, dis of alles of Jesus of is niks. En dis 'n keuse wat ek en jy moet maak.